Openbaring is soos 'n video wat jy nou ontvang op jou WhatsApp. En dan druk jy play, so hier en daar druk jy pause, en wat jy dan met jou vingers doen is, jy maak hom so 'n bietjie groter, dat jy net mooi kan sien of jy nou reg gekyk het. So die boek Openbaring is iets soos dit. Daar's 'n spesifieke kronologiese volgorde, en dan is daar onderbrekings wat ons nou al vir mekaar gesê het parenteses is, byvoorbeeld Openbaring 12 en 13 en 14, en dan gaan die verhaal weer voort. Hier in Openbaring hoofstuk 17 en 18 word die val van Babylon aangekondig. Ons het reeds gelees in hoofstuk 16 dat Babylon sal val. Hoofstuk 17 en 18 is nou soos daai wanneer jy jou vingers oor die foto of oor die video groter maak om mooi in te sien. Dis nou die besonderhede van die val van Babylon. So ons lees Openbaring hoofstuk 17. En een van die 7 engele met die 7 skale het gekom en met my gespreek en vir my gesê: Kom hierheen, ek sal jou toon die oordeel van die groot hoer wat op die baie waters sit, met wie die konings van die aarde gehoereer het, en die bewoners van die aarde het dronk geword van die wyn van haar hoerery. En hy het my in die gees weggevoer na die woestyn, en ek het 'n vrou sien sit op 'n skarlakenrooi dier, vol godslasterlike name, met 7 koppe en 10 horings. En die vrou was bekleed met purper en skarlaken en versierd met goud en kosbare stene en parels, en sy het in haar hand 'n goue beker gehad, vol van die gruwels en die onreinheid van haar hoerery. En op haar voorhoof was 'n naam geskrywe: Verborgenheid, die groot Babylon, die moeder van die hoere en van die gruwels van die aarde. En ek het die vrou gesien dronk van die bloed van die heiliges en van die bloed van die getuies van Jesus. En ek het my uitermate verwonder toe ek haar sien. Toe sê die engel vir my: Waarom het jy jou verwonder? Ek sal jou die verborgenheid van die vrou vertel en van die dier met die 7 koppe en die 10 horings wat haar dra. Die dier wat jy gesien het, was en is nie, en sal uit die afgrond opkom en na die verderf vaar. En die bewoners van die aarde, wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe geskryf is nie, sal hulle verwonder as hulle die dier sien, wat was en nie is nie, alhoewel hy is. Hier kom die verstand wat wysheid het te pas. Die 7 koppe is 7 berge waar die vrou op sit, en hulle is 7 konings, 5 het geval en 1 is, die ander een het nog nie gekom nie. En wanneer hy kom, moet hy 'n groot tydjie bly. Ek wil net 'n oomblik hier onderbreek, want ek gaan nie dit so seer in die boodskap aanraak nie. Jy het nou daar gelees van 'n dier wat hy gesien het, wat is en wat was en wat nie eintlik is nie. Dit is die verklaring van in vers 10 van hierdie dier wat nou al was in die verlede, wat nie tans is nie, maar wat weer sal wees. So dit is net dat jy nou nie te veel deur mekaar moet raak wanneer ons nou daarna kyk nie. Dan vers 11. En die dier wat was en nie is nie, is self ook die 8ste. En hy behoort by die 7 en gaan na die verderf. En die 10 horings wat jy gesien het, is 10 konings wat nog geen heerskappy ontvang het nie, maar hulle ontvang mag soos konings 1 uur lank saam met die dier. Hulle het eensgesindheid en sal hulle krag en mag oorgee aan die dier. Hulle sal teen die lam oorlog voer en die lam sal hulle oorwin, want hy is die Here van die Here en die konings van die konings. En die wat saam met hom is,
geroepe en uitverkore en getrou. En hy sê vir my, die waters wat jy gesien het, waar die hoer op sit, is volke en menigtes en nasies en tale. En die 10 konings wat jy op die dier gesien het, hulle sal die hoer laat en haar verlate maak, haat en haar verlate maak, en naak, en haar vlees eet en haar met vuur verbrand. Want God het dit in hulle harte gegee, om sy bedoeling uit te voer en een bedoeling uit te voer, en hulle heerskappy aan die dier te gee, totdat die woord van God volbring is. En die vrou wat jy gesien het, is die groot stad wat heerskappy voer oor die konings van die aarde. Ons lees hierdie teks en daar is soveel wat hier binne na vore kom. Ek dink dit is belangrik om net die vertrekpunt vir u te noem wat die kruks van hierdie gedeelte ook saamvat. En dit is dat wêreldsgesindheid 'n ergerlike sonde en oortreding in die oë van die Here is. Wêreldsgesindheid en liefde vir hierdie wêreld is in God se oë so erg dat hy 'n drastiese stelling laat opteken deur die pen van Johannes in 1 Johannes 2 vers 15, dat as die liefde vir die wêreld in ons is, dan is die liefde van die Vader nie in ons nie. Die liefde vir hierdie wêreld en al sy welles en al sy begeertes is wat nie in ons hoort nie. En nou uiteindelik as ons dink aan hierdie gedeelte, dan sê ons nie vir mekaar dat die wêreld is soos die berge en die see daar buitekant nie, maar ons praat hier van 'n gesindheid. Ons praat hier van 'n intensie. Ons praat hier van 'n wêreldse gesindheid wat sy oorsprong het in welles en selfsug en humanisme en hoogmoed wat aan die wortel en fondasie van hierdie wêreld lê. En wanneer ons dan Openbaring hoofstuk 17 lees, dan kry ons te doen met hierdie wêreldsgesindheid wat hier uitgebeeld word in prentjies, in simbole en in beelde. Openbaring hoofstuk 17 praat van die val van Babylon. Maar nou is dit vir ons baie belangrik om net eers onderskeid te tref tussen hoofstuk 17 en hoofstuk 18. In hoofstuk 18 val die stad Babylon. Die fisiese stad wat herbou en opgebou sal word. Maar in hoofstuk 17 word daar vir ons na die gesindheid van Babylon geneem. Hoofstuk 17 praat oor die aard en die karakter, oor die wêreldsgesindheid van hierdie stad. Dis daarom in hoofstuk 17 meer oor die geestelike as die fisiese. Maar nou wil ons nie eers die woord geestelike gebruik nie, kom ons praat nou maar eerder van die vleeslike. Die vleeslike hart en die gesindheid van 'n wêreld. Terwyl ons hierdie onderskeid tref, moet ons net nog iets raak sien in dit wat ons hier gelees het. Onderskeid tussen die fisiese stad van Openbaring 18 en die geestelike stad, die geestelike van hoofstuk 17. Is dit tog ook belangrik om sekere ooreenkomste weer raak te sien in dit wat hierdie engel aan Johannes getoon het. In hoofstuk 16 lees ons van 7 engele wat die laaste oordeel van God oor hierdie wêreld bring. Nou een van hierdie engele neem Johannes en toon hom hierdie groot stad Babylon. Maar dis hierdie selfde engel wat ook in Openbaring 21 vers 9 aan Johannes die bruid van Christus toon. Het is belangrik dat ons hierdie prentjie net in ons gemoed raak sien, dat die bruid van Christus in Openbaring 21 vers 9 genoem word by name, en dan word die stad Jerusalem getoon. Dit is egter in Openbaring 19 vers 8,
wat daar ook verwys word na die bruid van Christus. Die vrou het haar gereed gemaak en sy het haar beklee met rein, fyn, blink linne en die trourok van die vrou, hierdie rein, fyn, blink, rein linne, is die regverdige dade van die heiliges. Sien nie die prentjie? Daar word gepraat van die bruid en wat sien Johannes in Openbaring 21? Die stad, die fisiese stad wat uit die hemel uit neerdaal. Hierdie stad word die bruid genoem. Maar dan word daar ook verwys na die inwoners van hierdie stad, word ook die bruid genoem en word getoon aan Johannes met hulle dade, hulle karakter, dit wat hulle gedoen het. Hier is hierdie fisiese stad Jerusalem en daar is die mense, die inwoners en wat hulle gedoen het. Nou is dit hierdie engel, een van die 7 wat dit openbaar. En in Openbaring hoofstuk 17 en in hoofstuk 19 word ook na 'n vrou verwys. Hierdie keer word daar nie na 'n bruid verwys nie, maar na 'n hoer, 'n slegte vrou. Nou word daar ook gepraat van 'n fisiese stad, en hierdie stad se naam is Babylon, en daar word ook, soos wat daar na die nuwe Jerusalem verwys is, en die inwoners met hulle regverdige dade, word daar in hoofstuk 17 verwys na hulle goddelose dade, die goddelose dade van Babylon. Jy sien hier is 'n prentjie, 'n ooreenkoms wat ons moet raak sien. Johannes word getoon die bruid, die nuwe Jerusalem en die reinheid van die vrou. Johannes word getoon Babylon, die wêreld, die wêreldsisteem en die gesindheid en die dade. Dit word aan hom getoon. Daar is verdere verskille in hierdie twee wat ons hier sien, hierdie twee stede met hulle inwoners. Die verdere verskille is dat wanneer die Here Jesus kom, gee hy 'n beloning vir die bruid, maar wanneer Johannes hier in Openbaring hoofstuk 17 en 18 kyk, dan kom hy met 'n oordeel vir hierdie slegte vrou. Verdere onderskeid natuurlik is die plek waar Johannes dit sien. Johannes word in Openbaring 21 geneem na 'n hoë berg en hier in Openbaring 17 word hy geneem in vers 3 na 'n woestyn. 'n Woestyn, droog, onvrugbaar, warm. Dis hier waar hy hierdie ongeregtiges sien. Dis hier waar hy Babylon sien, 'n woestyn. En as ons aan die onderskeid dink en die verskil dink, dan dink ons aan 'n hoë berg, en onmiddellik as ons aan 'n hoë berg dink, dan dink ek aan iets meer in die lyn van groenigheid, iets meer in die lyn van vogtigheid wat oor 'n berg trek en dit benat, in 'n reënboog dalk wat jy in die horison kan sien, of dalk 'n waterval, 'n hoë berg, dalk 'n beter klimaat as die van 'n woestyn. Jy sien daar is onderskeid in dit wat hy beleef. En nou as ons na alles kyk wat ons in hierdie gedeelte gelees het, en as ons hierdie onderskeid tref, hierdie ooreenkomste, dan as ons aan die bruid van Christus dink, dan praat ons van die ware kerk, die bloedgewastes, wat as 'n bruid geopenbaar word, rein, fyn, blink linne, regverdige dade, die bruilof van die lam in Openbaring 19, die blydskap in die hemel, want die bruidegom en die bruid word in die huwelik verbind. Die ware kerk van die Here Jesus wat die erfporsie van die nuwe Jerusalem sal inneem. En in teenstelling met dit, Babylon, die slegte vrou. Ons kan daarom, as ons Openbaring hoofstuk 17 lees, nie anders as om te verstaan dat hier word na die innerlike mens gekyk, hier word na die gesindheid en die oorlegginge van die gedagtes gekyk, van die dade wat uitgevoer word van 'n valse kerk. In teenstelling met die bruid,
'n slegte vrou. Daarom word daar verwys na hierdie slegte vrou as die valse kerk. En eintlik kan ons nie die woord kerk gebruik nie, want die woord kerk verwys na uitgeroepenis. Miskien moet ons sê 'n valse religieuse sisteem, wat nie die Here Jesus het, wat nie die bloed van die Here Jesus aan hulle harte het nie. Nee, inteendeel, dit blyk eerder asof hierdie vrou, hierdie valse kerk, dronk is van die bloed van die heiliges. As ons hierdie gedeelte bestudeer, dan deel ons dit vanaand in 4 dele op. En dit is 'n moeilike gedeelte om te verstaan met die simboliek en die beelde, maar ek glo dit sal vir u duidelik word. Vers 1 tot vers 6 beskryf vir ons wat aan hom getoon is, hierdie vrou wat op 'n dier sit. En dan vers 7 kom die engel en gee aan Johannes die waarborg dat hierdie verborgenheid verklaar sal word. Dan van vers 8 tot en met vers 14 word die dier waarop die vrou sit verduidelik. Vers 15 verklaar die water waarop sy sit, en dan vers 16 en 17 verduidelik vir ons die oordeel van die groot hoer, hierdie vrou wat op die dier sit. Ek wil daarom eerstens by hierdie vrou stil staan, haar voorkoms, haar naam en wat sy doen. Ons lees in vers 4, en die vrou was bekleed met purper en skarlaken en versierd met goud en kosbare stene en parels. En sy het in haar hand 'n goue beker gehad vol gruwels en die onreinheid van haar hoerery. En op haar voorhoof was 'n naam geskrywe: Verborgenheid, die groot Babylon, die moeder van die hoere en van die gruwels van die aarde. Hierdie vrou is versier soos 'n skoudier. Sy is daaruit om aandag op haarself te vestig, om aandag te trek, om bewonder te word. 'n Lus vir die oë. Sy is so bekleed, presies in teenstelling met wat God se woord aan die dames gesê het in 1 Timoteus 2 vers 9 tot 10. So moet ook die vroue hulle versier met behoorlike kleding, gepaard met beskeidenheid en ingetoonheid, nie met vlegsels of goud of parels of kosbare klere nie, maar soos die vroue betaam wat God vrug bely met goeie werke. Die klem lê nie daarop dat 'n vrou nie 'n goue hangertjie of 'n parel hangertjie mag dra nie, maar die klem lê op dit wat geadverteer word. U sien, want wanneer die Bybel voorskrifte gee vir die kleredrag, en ons gaan nou kyk na hierdie vrou se kleredrag, dan gee die Bybel spesifieke voorskrifte dat dit eerder op innerlike versiering behoort te wees. Daarom het die bruid van Christus haarself gereed gemaak en is bekleed met regverdige dade. Presies soos Paulus dan die voorskrifte gee, bekleed met goeie werke. Maar hierdie vrou fokus op die essensiële, fokus op die uiterlike, die koppe moet draai, die fokus moet op haar wees, die aandag wil sy hê. Haar klere is helder rooi en pers om aandag te trek. Haar versiering is van so 'n aard hoe Johannes dit beskryf, hoe die hoere in daardie tyd aangetrek het. Die slegte vroue wat op die hoeke gestaan het om mans te mislei en in te trek. Daarom beeld haar kleredrag uit dat sy het 'n besigheid. Sy is onrein. Sy staan op die hoeke van die strate. Sy het 'n rooi lig besigheid en sy wil hê mense moet in haar hoerery ingetrek word. Maar dan juis as ons na haar dade kyk, dan bevestig dit wat haar voorkoms is. Want haar dade is duidelik dat sy die konings van die aarde uit haar goue beker laat drink. Haar beker wat gevul is met onreinheid, sedeloosheid, gruwels. Sy wil hê
die politieke leiers, let op die woord konings word gebruik, die leiers van die aarde moet met haar in die wet spring. Die leiers van die wêreld moet met haar ondertrou. Sy wil graag die wêreld op sleeptou neem en die teks sê dat sy maak die konings van die aarde dronk. Sy bedwelm hulle en uiteindelik is sy self ook dronk en sy is dronk met die bloed van die heiliges. Hierdie heiliges wie se klere rein is, wat wit is, in teenstelling met hare wat rooi is en pers is, wat vir ons uitbeeld dat sy gefokus is op dit wat nie rein is nie. Dat haar klere rooi is van die bloed van die heiliges en uiteindelik so daarop uit is om hulle te vernietig. Haar naam sê dit verder vir ons. Haar naam is 'n vorm van identifikasie en haar naam is in die eerste plek verborgenheid. Dit sê vir ons daar is 'n soort misterie rondom haar. Daar is 'n sekere ding wat ons nie heeltemal van haar noodwendig gaan verstaan nie. Dinge wat nie aan ons geopenbaar is nie. Soos Deuteronomium 29 vers 29 sê, dat die verborgde dinge is vir God en die geopenbaarde dinge is vir die kinders tot in ewigheid. Daar is sekere dinge wat ons net nie gaan verstaan nie. Die woord wat hier gebruik word in die oorspronklike taal is mysterion. Daar's 'n sekere misterie aangaande hierdie slegte vrou. Maar dan kom die naam wat vir ons baie meer inligting gee en dit is dat sy Babylon genoem word. Die groot Babylon. En natuurlik het ons al in Genesis hoofstuk 11 te doen gekry met die hartsgesindheid van wêreldsgesindheid. Want in Genesis 11 vers 4 lees ons en hulle sê, kom laat ons 'n stad bou, 'n fisiese stad. Hoor mooi. Daarom praat Openbaring hoofstuk 18 van 'n fisiese stad. Laat ons 'n stad bou en 'n toring waarvan die spits tot aan die hemel reik en laat ons vir ons 'n naam maak, sodat ons nie oor die hele aarde verstrooid raak nie. So daar is 'n fisiese stad en daar is iets geestelik, iets misterieus, daar is 'n naam wat ook geopenbaar word en dit is hierdie naam wat nou genoem word, Babylon, die moeder van die hoere en van die gruwels. Jy sien met moeder wil ons eerder aan iets sag dink, aan iemand wat vertroostend is, soos 'n hennetjie en kykens. Met moeder dink ons aan beskerming, miskien lafenis, miskien ondersteuning. Maar nou word hierdie vrou die moeder van gruwels genoem, die moeder van alles wat onrein en onheilig is, die moeder van hoere. 'n Verskriklike beskrywing wat uitgedruk word. En dis duidelik, die feit dat sy 'n moeder genoem word, is dat daar kinders verwek word deur haar bedrog, deur haar rondslapery. Nou hierdie naam, my broeders en susters, openbaar die aard en die karakter van hierdie vrou. Haar klere drag sy iets van haar, dat sy haarself aan die konings adverteer. Haar naam wil vir ons sê, dat sy daarop uit is, om haarself te verkoop, om die konings van die aarde te mislei, om ingetrek te word, by hulle agendas en by hulle menslike dinge. En nou uiteindelik is die kerk juis geroep, as ons vir mekaar sê dat hierdie vrou die valse kerk is, dan sê ons vir mekaar dat die wêreld of eerder die kerk word geroep om nie gelykvormig aan die wêreld te raak nie. Ons word geroep om heilig en sonder gebrek voor God te wees, maar hierdie vrou verag die opdrag van die Here en word aan die wêreld gelykvormig en dit lyk asof hierdie vrou hierdie agenda dryf, hierdie valse kerk dryf hierdie agenda uit haar aksies,
bedwelm sy die politieke leiers, die konings, om haar ideale vir 'n een-wêreld godsdiens en regering te aanvaar. Dit is hierdie valse kerk, wat ook in Openbaring 13 'n valse profeet het. 'n Valse profeet wat die wêreldleiers, wat die wêreldbevolking aanmoedig tot een wêreld godsdiens, een wêreld geldstelsel en een wêreld regering. Toe ons Openbaring 13 bestudeer het, wie het gemaak dat die wêreld die merk van die dier ontvang? Dit was die dier wat uit die aarde uitkom, 'n beskrywing van die valse profeet. Daarom sien ons in hierdie gedeelte alreeds dat daar 'n valse godsdiens in die einde van die dae, 'n een wêreld godsdiens sal wees, wat 'n valse profeet het, en wat die wêreld gaan neig tot eenheid. Wat in die bed spring met die konings, met die politieke leiers van hierdie wêreld. 'n Vrou wat in rooi en pers geklee is. Maar tweedens, kom ons kyk, wie is hierdie dier waarop sy sit? Openbaring 17 vers 3. En hy het my in die gees weggevoer na die woestyn. En ek het 'n vrou sien sit op 'n skarlakenrooi dier, vol godslasterlike name, met 7 koppe en 10 horings. Hierdie dier is 'n skarlakenrooi dier, het ook name en word uiterlik beskrywe as 'n soort monster. Hier is weer eens misterie in die simboliek, en daarom dink ek, dis nodig dat ons net weer mekaar daaraan herinner, om geduldig te wees met die boek Openbaring, om nie vinnige konklusies te bereik in dit wat ons dalk nie verstaan nie. Dit wat geopenbaar is, natuurlik moet ons antwoorde voor hê. En nou as ons kyk, wat is reeds geopenbaar van hierdie dier, dan is dit maklik om te verstaan. Hier is geweldige simboliek wat ons nie verstaan nie, maar hier is wel dinge wat ons verstaan. Want dit is nie die eerste keer dat ons lees in die boek Openbaring van 'n dier met 7 koppe en 10 horings. Ons het reeds in Openbaring hoofstuk 12 gelees van hierdie dier. Maar in Openbaring hoofstuk 12 word die dier 'n draak genoem. Openbaring 12 vers 3, en 'n ander teken het in die hemel verskyn, en daar was 'n groot vuurrooi. Selfs soos in Openbaring hoofstuk 17, 'n skarlakenrooi, 'n vuurrooi draak met 7 koppe en 10 horings, en op sy koppe 7 krone. Wie is hierdie dier? Wie is hierdie draak? Die antwoord is in Openbaring 20 vers 2, en hy het die draak gegryp, die ou slang wat die duiwel en die Satan is, en hy het hom gebind 1000 jaar lank. So hier is 'n dier wat die vrou opsit, hierdie valse kerk met sy valse profeet, ry op 'n dier, sit op 'n dier. Maar nou waar die simboliek moeilik raak, is die feit dat hierdie dier 7 koppe het. En vers 9 wat ons gelees het, waar die engel wat nou die 7 skale of deel van die 7 skale oordeel was, verklaar nou. In vers 7 het hy die waarborg gegee, hy sal die verborgenheid verklaar. En hy sê in vers 9, die 7 koppe is 7 berge. As jy nou gaan tik in Google, a city built on 7 hills, watter stad is dit? Dis Rome. Dis heeltemal reg. Dis Rome, wat op 7 stede, 7 berge gebou is. Ek het hulle nou hier neergeskryf, nou wonder ek of ek hulle vir u moet noem. Dis moeilike name om uit te spreek. Capitoline, Palatine, Aventin, Viminal, Quirinal, Equeslin en dan Chialin, iets in die voege. 7 berge waarop Rome gebou is. Ons sien 'n vrou wat 'n valse kerk voorstel met 'n valse profeet wat op 7 berge sit. Die prentjie behoort vir u meer duidelik te raak, soos wat ons voortgaan.
Maar nou om dit net verder moeilik te maak, word hierdie 7 berge ook 7 konings genoem. Dit maak dit ingewikkeld, want in vers 10 staan dit dat die 7 berge ook verwys na 7 konings. En uiteindelik toe ons Openbaring hoofstuk 12 bestudeer het ons vir mekaar gesê dat hierdie 7 koppe het 7 krone op. En die 7 krone verwys na heerskappy, na konings, na magte, na koninkryke. En hierdie 7 koppe byt en hap en soek om dood te maak niemand anders as die vrou wat ons van gelees het in Openbaring hoofstuk 1 en Openbaring hoofstuk 12. Die vrou wat daar beskryf word met die maan onder haar voete met die 12 sterre is die volk Israel wat die seun gegee het wat uit Israel gebore is. Jy moet nou nie deur mekaar raak nie. Hier's 'n paar dames waarvan ons lees in Openbaring. In Openbaring lees ons van Israel in Openbaring 12 met 'n draak wat haar wil doodmaak met 7 koppe en 7 krone. En hierdie 7 krone, hierdie heerskappy verwys na die regerings wat oor die jare jag op Israel gemaak het. Die heel eerste wat hulle verdruk het was natuurlik Egipte. 400 jaar van slawerny wat oor hulle geheers het, daarna die Assiriërs, daarna die Babiloniërs, daarna die Mede-Persiese, daarna die Griekse en daarna die Romeinse en die 7de sal die herstelde Romeinse ryk wees met haar 10 konings, Openbaring 17 vers 12. Ook 'n beeld met die 10 tone, onthou u Daniël hoofstuk 2. Nou is dit baie meer duidelik wat ons hier gelees het, want ons het hier gelees dat hierdie konings 5 is al verby. 1 is en 1 sal kom. Dan maak dit heeltemal sin in die lig van die lysie wat ek vanaand vir u gegee het. Die Egiptiese oorheersing is al verby. Die Assiriese heerskappy is al verby. Die Babiloniese heerskappy is al verby. Die Mede-Persiese ryk is al verby. Die Griekse ryk is al verby. Dis 5. Die een in die tyd van Johannes wat is Rome, die Romeinse ryk. Maar 1 sal nog kom. Dit is die 7de en dit is die laaste. Dit is die ryk van die Antichrist, die 7 jaar van groot verdrukking. Dit maak dit ook vir ons meer sigbaar wanneer ons bestudeer dat hierdie dier uiteindelik heerskappy voer oor Israel se grondgebied en daarop ingestel is om Israel te vernietig. Maar nou, wat dit nog moeiliker maak, is dat hierdie dier is self die 8ste en pas by die voriges. En hierdie dier word nou voorgestel op 'n ander manier dat die 10 konings ook hulle heerskappy aan die dier gaan gee. Nou as u nou 'n bietjie deur mekaar is, ek gaan nou verder aan u probeer verklaar. Hier is hierdie 7 koppe en daar is 10 horings. Die 7 koppe verwys uiteindelik na die 7de een ook, die herstelde Romeinse ryk waaruit die Antichrist sal kom. En die 10 konings wat die 10 horings voorstel, is nie in die verlede nie. Ons het gelees dat 5 is al verby, 1 is en 1 sal kom in Johannes se tyd. Maar dat die 10 horings saam met die 7de kop, saam met die heerskappy van die Antichrist sal regeer in dieselfde tyd. Die 10 horings gaan nie verby nie. Daarom die regering van die Antichrist sal opgemaak word deur ook 10 horings wat 10 konings is in die teks wat ons gelees het. Daarom sê verklaarders dat die Antichrist se regering sal oor 10 magblokke oor die wêreld opgestel word en hierdie 10 regeringsryke sal hulle mag aan die dier gee. Nou dis hier waar dit nou weer verder ingewikkeld word, want nou lyk dit asof die klem van hierdie gedeelte verskuif van die draak, die duiwel, na die dier, die Antichrist. Dit is hoekom sommige teoloë ook glo dat wanneer dit hier so beskryf word, dan word daar bykans geen onderskeid getref tussen die draak, die duiwel,
die dier wat uit die see uit opkom, die anti-kris nie. Dat hierdie twee blyk asof dit een is in die gedeelte wat ons gelees het hier. Dat die duiwel gaan regeer. En hy gaan regeer deur 'n man, daarom dat sommige beweer die duiwel moet een of ander diabolies geïnkarneerde mens wees. Soos die duiwel homself gaan voordoen as 'n engel van die lig, soos Jesus gekom het en hoe God in Jesus geopenbaar is, so gaan die duiwel hom in 'n mens openbaar. Daarom dat sommige glo dat die anti-kris 'n duiwels, 'n diabolies geïnkarneerde mens sal wees. Die hart van die anti-kris is die duiwelsin. Maar nou lees ons in Openbaring hoofstuk 17, hierdie dier waarop sy sit is die duiwel, sy heerskappy, sy mag, sy heerskappy uiteindelik soos oor 7 konings wat oor die aarde koninkryke was wat die volk Israel onderdruk het, wat uiteindelik gaan uitloop in die regering van die anti-kris, wat uiteindelik gaan uitloop op 10 konings wat sy mag gee aan die dier. Hierdie vrou, hierdie valse kerk, ry hierdie dier, sit op hierdie dier. Hierdie dier wat uiteindelik 'n wêreldleier sal wees in die vorm van 'n anti-kris. Dat hierdie valse kerk in een geweef sal wees met hierdie een wêreldregering. Daarom die hoerery, dat die kerk en die wêreld opnuut met mekaar sal trou. Dis wat hier beskryf word. Die hart van hierdie stad Babylon, die hart en die gesindheid sal wees dat die wêreld een moet wees. Hierdie ondertrouery, hierdie hoerery. Maar dan in Openbaring 17 vers 14 lees ons wat vir ons verder beskryf dat hierdie dier nie net na die duiwel verwys nie, maar ook na die anti-kris, omdat hulle in 'n sekere sin 'n diaboliese drieheid is, nie 'n drie-eenheid nie, saamgevoeg en saamgeweef. Nou sê Openbaring 17 vers 14, hulle sal teen die lam, hulle, wie is hierdie hulle? Dit is hierdie 10 konings, wat hulle mag oorgee aan die een, die 7de kop, die anti-kris, die klein horingkie soos Daniël hom ook beskrywe. Hulle sal oorlog voer teen die lam, en die lam sal hulle oorwin, want hy is die Here van die Here en die konings van die konings, en die wat saam met hom is geroepe en uitverkore en getrou. Hierdie vers 14 is nou 'n vooruitskouing na Openbaring hoofstuk 19. Ons is heeltyd besig nou om van hoofstuk 17 en 18, dit spring na 19, ook na 21, van dit vleg in mekaar. Ons is besig om die prentjie groter te skuif van wat hier aan die gebeur is. Hierdie vers 14 van Openbaring hoofstuk 17 verwys na die einde van hierdie dier waarop sy sit, en dit verwys na die slag van Armageddon. Wanneer daar oorlog gevoer word, wanneer die Here Jesus met sy wederkoms gaan terugkeer en uit sy mond gaan daar 'n swaard om die nasies daarmee te slaan, en dan word hy genoem die koning van die konings en die Here van die Here. Dis 'n beskrywing van die finale oordeel wat ook oor hierdie dier gaan kom, die anti-kris. Openbaring 19 vers 19, en ek het die dier en die konings van die aarde, dit is hierdie 10 konings wat ons nou van gelees het in Openbaring 17, en hulle leers versameld gesien, om oorlog te voer teen hom wat op die perd sit en teen sy leers. 'n Beskrywing van Jesus se wederkoms, dat hierdie dier waarop die vrou sit en die leiers daarvan gaan kom om oorlog te voer. Maar vers 14 van Openbaring 17 sê dat hulle oorwin sal word deur die lam. Openbaring 19 vers 20, en die dier is gevange geneem. En saam met hom die valse profeet, wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, waarmee hy hulle verlei het. Dit is die dronkmaak wat ons gelees het, verlei het, dit is die klere, dit is die goud, verlei het, wat die merk van die dier ontvang en sy beeld aanbid het, lewend is die twee gewerp in die vuurpoel wat met swavel brand. Ek hoop dit is vir u duidelik, hierdie dier
beskryf die duiwel, beskryf die aard en die karakter van die haat teen God, die haat teen Israel, die haat teen Jerusalem, en hulle sal uiteindelik saamgevoeg word om teen Jerusalem in die laaste dae teen God, soos Sagaria 14 vers 12 verklaar, oorlog te voer. Met 'n valse kerk saam. Wat 'n regverdiging is daar vir 'n wêreldpolitieke leier om Israel aan te val, om teen Jerusalem oorlog te maak. Nee, maar die kerk stem nou saam. Dis goed en dis reg. Want Israel staan in die pad van een wêreld godsdiens, een wêreld regering. Daarom gaan 'n valse kerk met 'n valse leier aan die einde van die dae, gebou op 7 berge, met 7 heerskappy konings wat nog altyd die verwoesting van Jerusalem gesoek het, in die laaste dae, steun gee aan 'n politieke leier om Israel te vernietig. Maar nou kyk ons na die water waarop sy sit, vers 15. En hy sê vir my, die waters wat jy gesien het, waar die hoer op sit, is volke en menigtes van nasies. Hierdie vrou sit op 'n soort politieke stoel, die samevoeging van politiek en godsdiens in 'n een wêreldsisteem, 'n soort humanistiese stoel, maar terwyl sy met die politieke leiers van hierdie wêreld gehoreer het, hierdie valse kerk, in die naam van God en in die naam van geregtigheid, gehoreer met die politieke leiers van die wêreld, verklap hierdie feit dat sy op die water sit nog iets. Dit lyk asof sy op 2 stoele sit. Sy sit hier aan die een kant op 'n politieke stoel, en hier aan die ander kant lyk dit asof sy op een of ander humanitêre stoel sit. 'n soort stoel wat die beswil van die mensdom in gedagte het. U sien, sy sit op 'n stoel waar sy die wêreld nou kwansys verteenwoordig, waar sy die beswil van die wêreld in gedagte het. En dit is presies waantoe die wêreldregerings vanaand werk, hierdie soort agenda. Dit is in die beswil van die volke, dis in die beswil van die nasies, dat ons saamgesnoer moet word. Vergeet al hierdie ander dinge, ons moet grenslyne afbreek, ons werk na gelykheid, ons werk na geen onderskeid, al die douanes en al die grense moet afgebreek word, daar moet geen onderskeid getref word tussen man en vrou, tussen seksuele oriëntasies nie, dis in die beswil van die wêreld, sê godsdienstige leiers selfs vanaand, in hulle ekumeniese pogings om die wêreld saam te snoer. Sy sit op hierdie politieke stoel, waar sy met die politieke leiers hoereer, en sy doen dit in die naam van die mens, sy doen dit in die naam van die mensdom. Hierdie valse kerk sal aan die einde van die dae vir die mense sê, onthou, want dit is wat ons nou gelees het in Openbaring hoofstuk 13, dat hierdie valse profeet, met sy valse kerk dan nou, soos wat ons lees hier in Openbaring hoofstuk 17, die wêreld gaan aanmoedig. Dis in die beswil van, hoe sê hulle, in the interest of humanity. Dis in die beswil van die mensdom, dat die merk van hierdie dier aanvaar word, vrede en veiligheid. Dit gaan gepropageer word. Sy sit op die stoel van die mens, sy sit op die stoel van die volke en nasies, 'n verteenwoordiger. Hierdie kerk gaan aan die einde van die dae vir mense sê, dit is nou tyd dat ons die ou dinge agterlaat. Ons is 'n nuwe bedeling wat ons nou moet ingaan. En dis in die beswil van die voortbestaan van die mensdom om die anti-Christus regering te aanvaar. Kan nie dink wanneer daar van kansels af, wanneer daar vanuit die Vatikaan, wanneer daar vanuit alle godsdienstige platforms gepropageer gaan word. Dis in die beswil van die mensdom om hande te vat met die anti-Christus. Ons moet begin saamwerk. Ons moet begin saamwerk teen global warming. Ons moet begin saamwerk teen allerhande humanitêre kwessies wat vandag probleme is.
Ons moet saamwerk teen armoede. Ons moet saamwerk en hande vat teen ongelykheid. Ons moet saam hande vat. Dit is die boodskap wat vandag verkondig word. Eksklusiwiteit word afgebreek en as ondraagbaar gepropageer. Jy mag nie meer vandag sê, Jesus is die weg, die waarheid en die lewe nie. Jy moenie so eng, bekramp en argaïs dink nie. Jy moet wyd en akkommoderend dink. Dis die boodskap wat deur 'n valse kerk aan die einde van die dae verkondig gaan word. 'n Soort sosiale evangelie, 'n maatskaplike agenda, waar dit nie meer gaan oor ewigheidsdinge nie, maar waar dit gaan oor 'n wêreldsgesentreerde godsdiens. Hierdie vrou sit op die stoel van die volke en menigte van nasies en tale. Daarom is dit belangrik om vanaand te evalueer, wanneer daar na boodskappe geluister word, wanneer daar van kansels af verkondig word, dan is die vraag, wie se agenda word gedryf? Want vandag gaan dit nie meer oor die bloed van die Here Jesus Christus nie. Vandag gaan dit alles oor allerhande ander dinge, oor politieke agendas, humanitêre kwessies, sosiale aangeleenthede, armoede, is die godsdiens wat vandag verkondig word. Dit moet aangespreek word. Mense se situasies moet verander terwyl hulle ewigheidssaak nie reggemaak word nie. Dis die soort evangelie wat in die laaste dae verkondig gaan word. Sy sit op die water. Maar dan die laaste is hierdie vrou se oordeel, haar einde en oordeel. Openbaring 17 vers 16 en 17. En die 10 konings wat jy op die dier gesien het, hulle sal die hoer haat en haar verlate maak en naak en haar vlees eet en haar met vuur verbrand, want God het dit in hulle harte gegee en om sy bedoeling uit te voer en een bedoeling uit te voer en hulle heerskappy aan die dier te gee totdat die woorde van God volbring is. Dis baie duidelik. Ek is nou baie jammer vir die kindertjies hier, maar ek wil dit tog uitdruk. Dis asof die konings van die wêreld hierdie vrou verkrag het en haar nou net los. Nadat die konings van die aarde uit haar gekry het, wat hulle uit haar wou hê, toe verbrand hulle haar, toe gooi hulle haar, toe trek hulle haar uit, naak en verbrand haar. En jy sien, dis uiteindelik wat die wêreldse politieke leiers met die valse kerk verstoot. En hierdie vrou, wat so koorsagtig gewerk het, na hierdie ideale verwerp. Hierdie valse kerk sal uiteindelik verwerp word en geen kerk meer op aarde geduld word nie. Of jy nou 'n valse een is al dan nie, daar sal uiteindelik weggedoen word met enige vorm van godsdiens. Selfs die valse kerk gaan uitgespoeg word. Maar let op, dis God wat 'n oordeel oor die valse kerk ook bring. En hy gebruik hierdie konings om dit te doen. Openbaring 19 vers 2 sê ook, want sy oordeele is waaragtig en regverdig, en hy het die groot hoer geoordeel, wat die aarde met haar hoerery verderf het, en hy het die bloed van sy diensknegte op haar gewreek. Jy sien hierdie diaboliese koalisie tussen die politieke wêreld en die kerk, het uiteindelik toe suur geloop, en die politieke leiers het die kerk verwerp, en uitgespoeg. Maar dis deel van God se oordeel, omdat hierdie vrou die bloed van die heiliges vergiet het. En hy wreek nou ook hulle bloed op haar. Nadat die politieke leiers haar misbruik het vir hulle eie agenda, word sy daar gelaat vir die dood. En dit sal die einde wees van hierdie godsdienstige valse kerk. Dit is die boodskap wat Openbaring hoofstuk 17 aan ons oordra. 'n Vrou, 'n slegte vrou wat op 'n dier sit. 'n Politieke dier met politieke agendas vir 'n een wêreld. Sy sit ook op die water, sy sit op 2 stoele. Aan die een kant is sy soos 'n middelaar. Sy dink sy's 'n middelaar. Nie soos die Here Jesus middelaar was tussen God en mens nie, maar sy sal haarself sien as 'n soort middelaar tussen anti-kris en mens,
om die mens saam agter die anti-kris te laat aangaan. Maar dan, wanneer sy gedoen het wat die anti-kris sal wil hê sy moet doen, gaan die anti-kris, die 10 konings wat saam met haar is, haar uitskop. En dit sal die finale oordeel oor die valse kerk wees. Want hierna, na die slag van Armageddon wat sal aanbreek, gaan God deur Jesus Christus sy koninkryk oprig. Amen. Laasnag het in my drome 'n wonderbeeld verskyn. Ek staan in ou Jerusalem en sien die tempel daar. Ek hoor die sang van kinders, net soos 'n engelekoor. En saam sing al 'n loflied wat selfs die hemel hoor. En saam sing al 'n loflied wat selfs die hemel hoor. Jerusalem, Jerusalem, sing nou 'n loflied saam. Hosanna in die hoogste, Hosanna, prys sy naam. Die wonderoomlik het verdwyn en ek was weer alleen. Stil was die bly hosanna's en sange van voorheen. Die son se strale het vervlou, geen ster wat rigting wys. En die skadu van 'n kruis verrys om ons ontwil. En die skadu van 'n kruis verrys om ons ontwil. Jerusalem, Jerusalem, sing nou 'n loflied saam. Hosanna in die hoogste, Hosanna, prys sy naam. En weer verander die toneel, 'n helder glans verskyn. Ek sien die heilige stad daar, die son begin weer skyn. Die poorte word wyd oopgemaak, die duister het verdwyn. En almal kan maar binne gaan, geen een sal buite staan. 'n nuwe dag het aangebreek, die kinders sing weer saam. Die heilige stad, Jerusalem, sal nooit weer kan vergaan. Die heilige stad, Jerusalem, sal nooit weer kan vergaan. Jerusalem,
bly